gaan ek vir julle wys hoe om uit 'n eenvoudige plastiek pot iets te maak wat lyk na 'n baie duur sement artikel. Om te begin moet jy die oppervlak van hierdie blink, redelike blink plastiekpot breek. Jy kan skuurpapier gebruik om dit te doen. So jy vat regtig net 'n skuur in alle rigtings. So gaan jy nou jou hele pot doen. As jy dit klaar gedoen het, kan jy enige kleur kies. Ek gaan nou Annie Sloan chalk paint gebruik. Dis 'n verf wat jy glad nie 'n primer voor nodig het met projekte soos hierdie nie. So eers ek gaan 'n kleur gebruik wat hulle noem Versailles. Jy kan enigiets gebruik. Ek gebruik vandag kleure wat redelik neutraal is en aard sodat dit mens regtig laat dink aan 'n sementpot. Vir jou eerste stap kan jy regtig net 'n soliede laag gee met gewone verf. Dit hoef nou nie dik of enigiets spesiaals te wees nie. So jy gaan nou aan met dit totdat dit solied geverf is soos hierdie potjie wat ek hier het. Om nou 'n bietjie ekstra detail te gee. Jy kan nou net aangaan en 'n grouwe look gee en op die ouend is dit 'n pragtige sement tipe pot. Maar jy kan ook 'n bietjie meer detail doen deur van Mod Podge te gebruik en 'n prentjie daarop te sit of woorde of wat ook al jy nou wil, 'n kat. Om dit te doen, ons gebruik sommer Dala se produk Podge. Mod Podge is eintlik net wat jy moet gaan soek by jou DIY winkel of kunswinkel. En dit is regtig eenvoudig. Jy gebruik 'n redelike lekker hoeveelheid sodat jy 'n redelike dik oppervlak het wat jy jou prentjie bo-op gaan sit. Jy sit eers die Mod Podge op die artikel wat jy jou prentjie wil op laat plak. Dan gaan jy jou prentjie vat en dit bo plak. So dit gaan moontlik 'n paar blaase maak. Letterlik gebruik jy dieselfde produk wat jy onder gesit het en jy verf dit weer reg bo oor jou prentjie. So nadat jy dit gedoen het, laat jy nou dit droog word. Jy kan selfs na die tyd 'n tweede tot 'n derde laag ook opsit vir alles jy wel jou pot weer buite gaan wil gebruik. Ons gaan nou aangaan deur die tekstuur te begin opbou. Om dit te doen gaan ek van 'n paar kleure gebruik maak en soms so terwyl die verf nat is op die pot self met die kleure begin speel. So al hierdie verf wat ek nou gebruik, het ek in of dit was min wat in die pot oor was of ek het dit in vlakker bakkies uitgegooi sodat dit regtig oornag los jy dit sonder 'n deksel enigiets in die verf self. Ek gaan sommer my vinger indruk. Kry so 'n vreeslike dik, baie dik soos pap tekstuur. So as jy jou verf nou hier lekker oplaai, jy sal sommer sien hoe vreeslik dik dit is. Sit jy dit regtig, ek sou nou in Engels sê, you just slap it on. Want dit is nou al klaar eintlik as jy besig om 'n pragtige tekstuur te maak. Wat jy nou kan doen om dit nog meer reg te laat lyk, is juist om nou met kleure te begin speel. Ek gaan 'n bietjie Paris Grey bymeng. En soms wat jy kan sien terwyl dit nat is, sit jy dit net regtig rond en bond, verskriklik rof op. En dan op die ouend, as jy by jou prentjie kom op die pot, kan jy altyd net, want dit is nie noodwendig dat die kleur van die prentjie dieselfde gaan wees as die pot waarop jy geverf het nie. Wat goed werk is ook om 'n effense dikker, jy weet 'n randjie rondom die prentjie te maak dat dit regtig lyk of dit half embossed is daarin, soos wat ek nou hier doen. Maar jy kan klaar sien dit verdwyn min of meer saam in die verf en dan kan jy nou aangaan deur die res van jou pot net lekker grof te maak. En so speel jy maar aan tot jy reg rondom jou pot geverf het en jy gelukkig is met die verskillende kleure en tekstuur en jy uitkom by iets min of meer soos dit. Geniet julle potte. Tot volgende keer.